Hallo julle. Hallo daar. Baie keer kom 'n mens woorde te wat net mooi iets wat 'n mens voel of beleef, wat dit net baie mooi Ja, uitdruk. een enkele term wat die Ja. ding so bymekaar vat. Ja, wat sommer 'n hele belewenis kan uitdruk. En dikwels 'n belewenis wat jy op 'n manier dink, weet jy, dit is nie eers so belangrik nie, of dit 'n Jy mens dink is nie so daarin. nee, 'n Maar- mens is skoon verbaas om te vind dat daar 'n woord daarvoor is. Ja, maar dat dit eintlik ook 'n gewoonlik baie goeie lewensbeginsels is. Dit is. 'n Ding wat as jy jou lewe daarvolgens inrig, dit vir jou baie voordele inhou. Ja, en wat nou vir my so interessant is, ek het so 'n leer waarin ek al hierdie woorde so versamel soos wat mense hulle teekom, maar dat die Japaneese 'n vermoë het om so 'n belewenis of 'n verskynsel of so om dit vas te vang. Ons is so 'n bietjie gepla met Japan op hierdie stadium, want my sussie se dogter gaan vir 'n jaar in Japan skool hou, en so ons is nou hernieude belangstelling in Japan, en nou duik hierdie woorde ook nog op. So as jy wonder, dit was 'n rukkie terug het ons oor Ikigai gepraat, wat daai mooi beginsel is van om met 'n spesifieke beginsel of met 'n spesifieke doel in die lewe besig te wees. En die een wat ons nou vandag nou wil kyk, en ons hoop ons spreek hom reg uit. Ek gaan hom sê en jy moet hom verduidelik. Ag, ons kan dit andersom ook doen. Maar dis die woord Yutori. Yutori. Ja, ek dink ja. En dit is 'n woord, soos hulle dit stel, it is a kind of living with spaciousness. For example, it's leaving early enough to get somewhere so that you know you're going to arrive early. So when you get there, you have time to look around. So dit beteken eintlik ruimte, Ja. spasie. Ja. Ek dink nie net in terme van tyd nie. Ek dink selfs in terme van waar jy bly, dit wat jy mee besig is, jou werk. Ek vat altyd as 'n mens as ons praat in terme van tyd, wanneer ek iets te laat los, ek sê altyd ek werk baie goed onder druk. Maar eintlik is dit nie die waarheid nie. 'n Mens is dan baie gedruk, jy's baie onder stres, jy werk haastig, jou afwerking, dink spesifiek aan kleiwerk, is dalk nie so goed soos wanneer jy meer tyd het nie. En ek onthou so goed toe dit COVID was en ek soveel bestellings gekry het vir eetstelle, en ek het tyd gehad om dit te doen. Dit was 'n wonderlike ervaring. Daar was ruimte om stadig te werk, om die klei weer te geniet, om die afwerking mooi te doen. Dit het so 'n groot verskil gemaak. Want ek dink in die proses is jy teenwoordig. Ja, baie meer so. En jy het baie meer 'n belewenis van, en dat jy geniet wat jy mee besig is. Omdat jy dit meer ervaar. Jy's nie die hele tyd besig om te dink ek moet vandag soveel klaar kry. Dit moet oormôre in die oond gaan. Jy weet, jy het nie heeltyd daai gedagtes nie. Jy het tyd. Jy kan dit nie stuur, jy kan dit nie aflewer nie. Jy kan jou tyd vat. En dit was eintlik 'n luukse van daai tyd. Dit is, 'n mens dink met heimwee terug aan baie van daardie belewennisse. Ja. En dat mens gedink het jy sal daarby kan hou. Ek onthou nog hoe ek gedink, hierdie is die manier wat 'n mens moet leef. Mens moenie teruggaan na daai ou patrone van alles probeer in die laaste bietjie tyd wat jy het vir 'n ding indruk, of ek neem ook in terme van afsprake om, soos wat hulle nou hier sê, om betyds te gaan, vroeg daaraan te kom, rustig te wees, ook net op pad rustig te wees. Want een van die ander omskrywings of definisies, ek wil nie sê uit 'n ander hoek nie, maar so 'n bietjie anderster gestel,
It is the beautiful concept of creating space in your life to breathe, to think, to simply be. Slowing down to take in the world around you. No rush, no noise, just presence. En dit sluit nou weer so mooi by die kontemplatiewe aan. By die beginsels van die kontemplatiewe lewe. Maar nou dat jy so praat, mense het die voorneme gehad in COVID tyd om op die manier te leef, dit in te bou in 'n mens se lewe. Maar dit is opvallend hoe die moderne lewe 'n kruip-effek het. En hoe hy amper sy kloue in ons inslaan en ons weer in ou gejaagde patrone kom. En vinnig, voor jy weet, Baie is jy vinnig. weer daarin. Ek onthou op 'n stadium het ek een van my vriende het my so goeie raad gegee. Hy het my so bietjie gecoach en was in 'n moeilike tyd van my lewe en hy het gesê doen alles stadiger. Alles. Loop stadiger, praat stadiger, ry stadiger. Alles wat jy mee besig is, doen dit stadiger. En dit was sulke goeie raad want dit het jou teruggebring. Dit het jou want jy moes bewustelik dit doen. Want mense is gewoond om iets teen 'n sekere tempo te doen en om dit stadiger te doen het eintlik dit was iets wat jy moes aandink om te doen. En dit het gemaak dat 'n mens meer gegrond is. Ek onthou hoe baie dit my gehelp het. Ja, 'n mens kan net dink. Maar nou goed, mense kan nou sê dis nou baie edel. Yutori is 'n mooi begrip. Ek onderskryf dit en ons het dit nou ook al so baie keer gesê. Ons kan dikwels die verweer teen dit sit en sê ons het ongelukkig nou net nie op hierdie stadium die weelde om so te leef nie. Daar's baie dinge wat ek moet inpas, daar is baie dinge wat gedoen moet word. 'n Mens moet baie produseer. 'n Mens se geld het nie meer regtig waarde nie, so 'n mens moet al hierdie redes. Hoe bou jy Yutori in jou lewe in? Ek dink soos met alles, jy begin klein. Jy gaan kyk na watter dinge in jou lewe jy wel so kan inrig. Ek dink jy kyk ook miskien na jou lewe in terme van wat is eintlik oorbodig? Hoe kan jy jou lewe vereenvoudig? Want ek dink baie keer, ek sien vanoggend so 'n mooi ding van dat mense wat ver onder hulle vermoë, hulle inkomste vermoë leef, het baie minder stres as mense wat aanhoudend bymekaar maak. Wat aanhoudend voel ek moet meer hê of ek moet 'n groter plek hê of ek moet dit of dat hê. So net om te gaan kyk of ek net enigsins binne my vermoë leef, maar tot watter mate kan ek onder my vermoë? Wat kan ek regtig vereenvoudig en minder maak en ek dink selfs Yutori in terme van mense spasie wat oorvol is, waar daar te veel goed is. Selfs dit het daai selfde effek op jou as daai gedrukte haastigheid wat ons die hele tyd beleef. En sodra mense oor enige van hierdie konsepte begin praat, kom jy agter hoe dit by soveel ander dinge aanhaak, want dit kom eintlik neer op vereenvoudiging. Ja, ek dink so. Ja. As ons lewe vereenvoudig, wanneer ons bestek op name maak van ons lewe en ons sê wat is regtig nodig? Aan wat spandeer ek baie tyd? Wat neem baie van my tyd op wat dalk nie so belangrik is nie? Thoreau wat gesê het simplify, simplify, simplify. Ja. So hierdie besondere woord wat sommer 'n hele belewenis, En 'n lewensbeginsel. 'n lewensbeginsel. 'n manier waarvolgens jy kan lewe. Ja. Wat 'n vreeslike groot verskil sal maak. Ja. Ja. Vroeg te ry sodat jy by die supermark op die
op die parkeerterrein kan sit en kan rondkyk. My gevaar sal wees as ek meer tyd het om te koop. Nee, jy gaan mos nou vir eenvoudig. Ja, nee, jy moet met Wat- daai regte ingesteldheid. Wat gaan jy koop? Ek kan meer goed sien wat ek nodig het. Ja. Oh, Dankie julle. Ons gesels volgende week weer. mooi bly almal.